Goeienaand, liewe luisteraars. Baie hartlik welkom weer by ons Pinkster van 2024. En is regtig vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou op reis te wees in die teenwoordigheid van 'n onverklaarbaar almagtige God. Ons het vanoggend by die tema stilgestaan of daar vir ons hoop is in ander se verhale. En ek wonder sommer, my nuuskierigheid wil eintlik oor my die oorhand kry. Ek wonder sommer of jy vir iemand hoop gegee het vandag. Of jy dalk jou storie met die Here gedeel het. Jou storie van die Here met iemand anders gedeel het. Wat iemand se lewe dalk net 'n bietjie anders gemaak het. 'n bietjie beter gemaak het. Nou vanaand gaan ons in die aard van die saak 'n entjie verder. En ons kom op die punt waar ons vir mekaar vra, nou maar goed, as dit dan so is dat ons verhale het om te vertel, as ons dan teenoor mekaar erken dat niks toevallig is nie, kom daar soms, kom daar altyd iets goeds uit die sleg en die swaar en die ellende van hierdie lewe. Voordat ons gaan ingrawe in hierdie tema, kom ons bid eers saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vanaand weer so kan saam wees. Dankie vir die voorreg wat ons het om op hierdie wyse ook die tegnologie te gebruik, om uiteindelik saam in u teenwoordigheid te wees. Here, ons wil vir u dankie sê dat u ons God is. Ons wil vir u dankie sê dat ons, waar ons ook al in ons lewe mag wees, hierdie reis saam met mekaar en saam met u kan onderneem. Dankie Here vir die wonderlike versekering dat u presies weet waar ons nou in ons lewe is. Nie net geografies nie, maar uiteindelik ook emosioneel, geestelik. En Here, ons kom vanaand in, ons wil vir u kom vra. Help ons om op 'n manier ook net weer met 'n bepaalde nugterheid met u woord om te gaan, as ons die vraag probeer antwoord. Kom daar noodwendig iets goeds uit die swaar? Kom ontmoet ons nou, Here, en maak ons harte ontvanklik vir u woord. Amen. Vriende, as ons sê dat ons eintlik vanuit dit wat ons nou al oor die afgelope klompie aande en vanoggend vir mekaar gesê het, as ons nou op die punt kom waar ons sê, maar goed, waar is ons nou? Ek bedoel, ons het donderdag aand gesê, die Here weet waar ek en jy is. Nie net geografies nie, verseker het ons vir mekaar gesê, ek is in Vredendal, omdat ek weet die Here my hier wil hê. Jy is dalk in die buiteland, via die internet by ons ingeskakel, maar dit is wat die Here jou nou wil hê. Ons het vir mekaar gesê, ja, ons moet erken, ons wil God nie noodwendig net beter ken nie, ons wil hom eintlik 'n beter houvas op hom hê. Vrydag aand se tema. Ons het die som gemaak, Saterdag. Moet 'n goeie God dan nie goeie dinge vir sy kinders laat gebeur nie. Nou vanaand moet ons nou eintlik dan kom, as ons vanoggend gesê het, stories van hoop, kan mense se lewens verander, dan kom ons mos nou maar by die vraag, kom daar iets goeds uit my swaar kry? Want dit kan 'n storie van hoop wees. Maar weet jy wat, ek is weer eens nie oortuig daarvan, dat ons motiewe in ons soeke na die antwoord op hierdie vraag suiwer is nie. Ek begin al hoe meer wonder of ons nie eintlik maar agter hierdie vraag, kom daar iets goeds uit ellende, eintlik die vraag vra, wie
kan ek aanspreeklik hou vir my swaar kry? Wie kan ek aanspreeklik hou? Dit lyk vir my die Amerikaanse samelewing is 'n klomp wonderlike mense. Ek lees 'n tyd gelede, seker 'n jaar of 2 gelede, van 'n Amerikaanse vrou wat vir Garmin en Google, die mense wat verantwoordelik is vir die hele GPS-sisteem, dat sy hulle hof toesleep, omdat haar GPS haar nie gewaarsku het dat 'n boom deur die wind omgewaai is en dus oor die pad lê en sy toe in hom vasry nie. Iemand moet verantwoordelik wees. Ek weet jy wil saam met my glimlag. Ek het regtig daar gesit en vir myself gesê, as jy nou iemand wil hof toe vat jou oogarts hof toe. Want duidelik is jou bril nie goed genoeg nie. Maar ja, wie is verantwoordelik vir my swaar kry? Want sien, agter dit lê eintlik die eeuoue spanning wat ons vir mekaar sê die sogenaamde teodisee vraagstuk sal wees. Daai spanning tussen God se almag en God se liefde. Hoe kan ons swaar kry verklaar as ons sê God is almagtig? Ons kan dit alleen verklaar deur te sê, maar dan is hy nie so liefdevol as wat ons dink nie. Of andersom. Hoe kan ons sy almag verklaar as ons sê hy is volkome 'n God van liefde? Dan is hy uiteindelik nie so almagtig nie. En dan kom dit basies daarop neer dat dinge in ons lewe kan gebeur wat God nie kan verhoed nie. Jy hoor die spanning. En ek dink dis eintlik wat onderliggend lê aan ons vraag. Kom daar iets goeds? Want as daar iets goeds kom, dan kan ons dit verklaar. Maar as daar nie iets goed kom nie, en God is almagtig, en God is 'n God van liefde, dan is ons al van die moeilikheid. Nou, mens hoef nie ver te gaan soek na klassieke Bybelse verhale van lyding nie. Daar's baie. Ons sou Jesus se storie kon vat. Ek bedoel, die verhaal van 'n almagtige God wat sy eie seun aan die kruis laat sterf, omdat sy liefde hom dring om nie op 'n almagtige wyse in te gryp toe sy seun onregverdig aan die kruis hang. Daar's nog verhale. Ek het tog gedink ons moet miskien net weer loer na die Josef storie. Ek gaan vir ons lees 'n paar verse daar vanaf Genesis 45. Nou, ons vind onsself in die verhaal daar waar Josef se broers nou teruggekom het. Hulle kom nou daaraan, sy beker is in Benjamin se sak ontdek en hulle is bang. Nou lees ons dan vers 1, Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moenie nou sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red.
Het is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Om julle aan die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom. Het is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien dit ook, dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al die my mag hier in Egipte, en vir alles wat julle gesien het. Maak gou, en bring vir pa hierheen. Vriende, ek kan maar net weer sê wat 'n ongelooflike storie. Ek bedoel, regtig, nee? As jy hierdie storie sou vat en jy kan dit in 'n film omskep, in 'n sepie reeks omskep, dit sal onmiddellik 'n topverkoper wees. Alles is daar. Jaloesie, verraad, agterbaksheid, verleiding, dreigende oorspel, selfsug. Ek bedoel, die hele storie is daar. En ek weet ons het nie tyd om die hele verhaal te lees nie, en daarom wil ek jou uitnooi, maak 'n tydjie, vat jou Bybel, begin daar in Genesis 37, lees gou deur af na Genesis 48. Gaan nie lank vat nie, maar dit is aangrypend. Dis aangrypend, omdat dit vir my en vir jou vierkantig bring by die vraag, wie se skuld is Josef se swaar kry? Is dit sy broer se skuld? Duidelik het hulle so gedink, want dis waarom hy vir hulle sê, dis nie julle wat my verkoop het nie. Dis nie julle wat my Egipte toe gestuur het nie. Dis nie julle skuld nie. Is dit sy eie skuld? Ek bedoel, hy het die span redelik geïrriteer. Dit is maar 'n bekende feit dat 'n jonger boetie hom nie te vermakerig moet hou by die ander as hulle begin hardebaard maak. Is dit sy skuld? Waar pas Potifar se vrou in die hele ding? Wat van die skinker? Ek meen, die ou het 2 jaar, 700 amper 30 dae gewag voordat hy sy mond oopmaak. En vir die Farao sê, daar's 'n ouetjie in die tronk wat nie daar hoort nie. Wie se skuld is die swaar kry? Ek het nogal in my ryke verbeelding gewonder toe Josef nou wel eventueel tweede in bevel is, hoe die skinker die besigheid nou so gadeslaan. Of hy nie maar min of meer so bietjie gesluip het daar rond, uit vrees dat op 'n dag Josef hom naderroep en sê, jy het dan jou tyd gevat, nee? Oeps. Vriende, ek wil 'n stelling waag, en jy gaan dalk nie met my saamstem nie. Trouwens, jy gaan dalk selfs dink dat ek 'n bietjie kras is, maar hoe meer ek met hierdie verhaal en met hierdie tema besig was, hoe meer het hierdie stelling my amper gekonfronteer om dit teenoor myself te herken en regtig om dit dalk maar hardop te sê. En dit is, gelowige kinders van die Here verstaan lyding en swaar kry anders
as ongelowige mense. Luister mooi. Gelowige kinders van die Here verstaan lyding en swaar kry anders as ongelowige mense. Jou verhouding met God gaan vanaand bepaal hoe jy die vraag antwoord, kom daar iets goeds uit ellende of nie? Jou verhouding met God gaan bepaal hoe jy antwoord, waar kom lyding en waar kom swaar kry vandaan? En die rede is eenvoudig. Die ongelowige, kan ek maar vir 'n oomblik bysê, die kleingelowige, gaan altyd vir God wil aankla. Gaan altyd so ietsie van 'n houding hê en met 'n houding opdaag en sê, u mag nie dit laat gebeur nie. Here, u is nou onregverdig. En vriende, ek sê dit nie vanaand as 'n vingerwysing nie. Glad nie. Ek sê dit vir jou as 'n belydenis. Ek het dit met jou gedeel. My pa in daai hospitaal in Durban wil hê. En ek sit in daai kamertjie in die kerkhuis. Onthou julle, Saterdag aand. Toe het ek vir die Here gesê, Here, dit wat nou hier gebeur, kan nie reg wees nie. Hierdie gaan nie goed eindig nie en dit kan nie reg wees nie. Ek onthou toe ons 'n klompie jare terug die biddag vir reën gehou het, 2017, op die rugbyveld. Ons was baie mense. Ons het so rofweg gesom gemaak met die skole wat daar was. Ons kon maklik, ons was 'n paar duisend mense. Ek wil bely, ek het op daai Coke lorry gestaan. Toe mense begin wegstap het na hulle motors toe en die kinders so oor die veld terug begin stap het skool toe. En ek het vir die Here gesê, Here, ek dink, as u dit nou laat reën, dit sal amazing wees. Dink net hoeveel dit vir mense se geloof sal beteken. Vriende, dit het nie daai dag gereën nie. En dit het my nogal 'n tydjie gevat om te besef dat toe ek dit vir die Here voorgestel het dit oor Anton gegaan. Nie oor God nie. Ongelowige mense gaan altyd die Here tot verantwoording wil roep. En daarom voel ek wil hê jy met jou bedoelinge en ek met my bedoelinge weer toets. As ons die vraag probeer antwoord, kom daar soms iets goeds uit lyding, dan moet ons eerlik wees en vir onsself sê, ons is nie besig om God in die beskuldigde bank te probeer druk nie. Ek wil myself onderbreek en sê, ek weet in die fases van rou, smart, is dit so dat ons wel 'n fase van kwaad, van aggressie deurgaan. Ek wil nie ligtelik daaroor praat nie. Dit is op 'n manier normaal om kwaad te voel as iets slegs gebeur. En ons moet daai kwaad iewers kanaliseer. Maar ek gaan dit weer sê, die ongelowige mens wil die vraag, waar kom lyding vandaan, kom daar iets goeds uit lyding, altyd antwoord in die agtergrond
van God skuld my 'n antwoord. Hy mag nie doen wat besig is om te gebeur nie. En ek dink dis die verskil as ons as regtig eerlike gelowiges sê, ons aanbid 'n almagtige God, 'n onverklaarbaar almagtige God, dan moet ons kom by die punt waar Josef kom en dan sê hy vir sy broers, weet julle wat, God het my gebruik. God het julle gebruik om sy wil te laat geskied. Dit was 'n sameloop van omstandighede. Dit was amper hierdie perfekte storm, maar 'n almagtige God kan alles gebruik om uiteindelik sy wil te laat geskied. En vriende, dis waar van goeie dinge en slegte dinge. Dis waar van voorspoed en van teëspoed. En uiteindelik dink ek wil dit my en jou bring by die vraag, kan ons op hierdie punt ons geloof bely? Julle sal onthou, ek het donderdag aan begin deur te sê, as ons met hierdie reeks besig is, wil ek hê, jy moet die hele tyd onthou, ek glo onwrikbaar in God as 'n drie-enige God. Maar ek dink is op hierdie punt, wat dit dalk vir ons die moeilikste is om te bely, dat ons in God glo. Kan ek so ver gaan om te sê, selfs Josef se verhaal, ek kon nie help om te wonder, as jy vir Josef daar in die gevangenis, en onthou, dit was nie hierdie moderne gevangenisse wat oënskynlik gebou word om menseregte en dies meer te eerbiedig nie. Dit was verskriklike omstandighede. Ek kan nie help om te wonder, as ons vir Josef in daardie verskriklike omstandighede sou vra, hoe voel jy, waar kom hierdie lyding en hierdie swaar kry vandaan, en sien jy dalk dat daar iets goeds hieruit gaan kom, wat hy sou antwoord nie. Ek is partymal bang dat ons te vinnig vir mense wil troos, deur vir hulle te sê, ag, hier gaan iets goeds hier uitkom. Ek kon myself nooit so ver kry om oor beide my skoonouers en my eie pa se dood te dink dat daar iets goeds uit gaan kom nie. Ek kon vrede vind in die feit dat die Here ons deur dit gedra het. Maar ek kan nie iets goeds daarin sien nie. Net soos wat ek nie iets goeds kan sien in 'n klomp mense se hartseer wat oor die jare heen my pad gekruis het nie. Ouers wat so gesmag het na kinders en as hulle kindertjies het, dan sterf hulle in 'n ongeluk. 'n Dogtertjie wat al by haar ouers in 'n ongeluk verloor. Ek kan my nie self so ver kry om in Josef se woorde te sê, dit is goed nie. Hier gaan iets wonderliks hieruit kom nie. Wat ek daaroor wil sê is dat God almagtig is. En dat hy ons nie los nie. Ons gaan eindig by dit. Vrydag aand gaan ons maar net weer vir mekaar sê, niks kan ons uit die Here se hande ruk nie. Maar vir nou, vriende, as 'n almagtige God
En dis waarom hy onverklaarbaar is. As 'n almagtige God die mees onmoontlik en verskriklike dinge gebruik om iets goeds te laat gebeur. Wie is ons om dit te bevraagteken? As Maria, 'n ongetroude meisie, swanger raak deur die werking van die Gees, dan sê sy, ek verstaan niks hiervan nie, maar laat met my gebeur, soos wat God dit wil hê. As Jesus pleit, en ons kom môre aan daarby, Vader, kan hierdie beker nie maar by my verbygaan nie, en dit kan nie, dan verander dit my en jou hele lewe. Bring dit vir ons hoop, bring dit vir ons in die posisie waar ons die ewige lewe kan ontvang. Daar kom nie altyd iets goeds uit ellende nie. Maar ek dink 2 dinge moet jy onthou. En dit is, God kan ellende gebruik. En hy doen soms. Om ons lewens te red. Ek dink die tweede ding, en dit is 'n tema vir 'n ander aand, maar die tweede ding is, maak nie saak hoe groot die ellende nie, God los ons nie. So as al het ek nie iets goeds om te vertel uit die lyding waardeur ek kom nie, kan ek ten minste bly getuig oor die trou van die Here. Ek het 'n storie om te vertel, vanoggend se boodskap. En dis dalk nie 'n storie wat goed eindig nie, maar dis 'n storie wat sê, ek is nie alleen nie. Die onverklaarbaar, almagtige God het my die lyding nie gespaar nie, maar het my deurgedra. Hemelse Vader, dankie dat ons opnuut vanaand in U kan glo. Dankie Here dat ons U nie hoef te verstaan, sodat U almag vir ons sigbaar word nie. Help ons, ook as ons deur veral moeilike tye gaan. Help ons om aan U te bly vashou. Help ons, Here, om te bly. Amen. Vriende, ek gaan jou uitnooi môre aand. Dit raak moeilike goed hierdie, maar die Here se woord gee telkens vir ons 'n antwoord. Môre aand is ons daar, is ons in Getsemane. As Jesus sê, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek dink die onderliggende vraag is, help het om te bid. Ek dink ons gaan verras wees. Maar dis ons tema vir môre aand. Mooi aand vir jou.